Baie welkom by sessie 5 van module 3. In hierdie sessie gesels ons verder oor roeping en kyk ons na Israel se storie. Nou die storie van die volk Israel is in 'n groot mate 'n metafoor, 'n simbool van God se pad met mense, van alle mense, om hulle vry te maak, hulle te verlos en hulle te bring op 'n plek waar hulle vir hom, in Israel se geval 'n volk kan wees en hy vir hulle 'n God kan wees. In ons geval dat hy vir ons 'n God kan wees en ons sy gehoorsame kinders kan wees. Daarom skryf die profeet Hosea dat God sê hy self het sy kind Israel uit Egipte gaan haal. Hy het hulle leer loop en word Israel gebruik as 'n voorbeeld van God se kind. Ons het in die vorige sessie gekyk na Josef wat in Egipte beland het saam met sy pa en sy broers. En nou is die klompie Jode daar, hulle is omtrent 70 mense gewees in Egipte. En soos wat die tyd verbygegaan het, het die nuwe farao later en die mense vergeet van hoekom hulle daar is. Waar kom hierdie Jode vandaan? En hulle het natuurlik meer en meer geword. En hulle het begin bang word vir die Jode wat so geweldig baie vermenigvuldig. Hulle was bang hulle raak te sterk of hulle neem dalk oor. Daarom het hulle begin om hulle as slawe te gebruik en vir hulle baie swaar slawe arbeid te laat doen. Nou toe hulle so meer raak, ons weet almal hoe dit werk, toe die farao op die ouend gesê, nee maar kom ons maak die baba seentjies dood, laat hulle nie so baie kan vermeerder nie. Maar Moses se pa en ma het die plan gemaak om weggesteek, hy was daar in 'n busy mandjie op die rivier gesit op 'n stadium, en daar kry die farao se dogter hom. En dit maak toe dat Moses in die farao se huis groot word, met die voorreg om te kon leer lees en skryf, en die beste opvoeding te kry, denkbaar. Maar op die ouend werk het ook so toe Moses nou 'n volwasse man is. Hy het geweet dat hy eintlik deel van die volk Israel is. En sy ma het hom die eerste klompie jare wel gevoed en versorg. So hy het geweet waar hy vandaan kom. Op 'n dag sien hy dan hoe 'n Egiptenaar een van sy mede-Jode mishandel en slaan. En dan word hy so kwaad dat hy die Egiptenaar doodslaan. En dan gebeur dit daarna dat hy twee van die Israeliete sien wat met mekaar beklei en dan probeer hy vrede maak tussen hulle. En die een van hulle vra dan, wie dink jy is jy? Dink jy kan my ook doodslaan soos jy die Egiptenaar doodgeslaan het? En dan skrik hy, want hy weet hoe dit is bekend. Hy het gedink niemand weet daarvan nie. En dan moet hy vlug. So hy vlug in die woestyn in. En dan word daar vir ons gesê dat hy 40 jaar daar was voordat God hom gaan roep. En nou die getal 40 het 'n baie besondere betekenis in die Bybel, in die Ou Testament veral. En dit is 'n getal wat geassosieer word met 'n tyd van vorming en versoeking en beproewing, waar God baie keer mense voorberei vir 'n spesifieke taak. En daarom het Moses hierdie tyd van voorbereiding, van beproewing. En dan op die ou end word Moses daar in die woestyn deur God geroep. Ons ken almal die storie van die brandende braambos en hoe hy daar kom by die bos wat brand en bewus raak daarvan dat hy op heilige grond is. En God met hom begin praat. En God dit aan hom duidelik maak dat hy nou wil hê hy moet gaan om sy volk uit Egipte te red. En Moses wat baie verboureerd is en nie eintlik kans sien daarvoor nie. En dan vra maar, Here, hoe moet ek vir hulle sê, wie is dit wat my stuur, want hulle sal wil weet. Nou in daai tyd het mense geglo as jy die naam van iemand ken, dan het jy soort van 'n greep op daai persoon. Jy verstaan daarom iets van daai persoon of wie dit ook al is. En jy kan 'n mate iemand beheer as jy net hulle naam ken, want jy weet genoeg van hulle af. Maar sien, God kan nooit so geken en beheer word of verstaan word of begryp word dat jy 'n greep op hom kry en hom kan manipuleer of beheer nie. En daarom is dit uniek dat God sê, ek is wat ek is. Dis nie 'n naam wat hier gegee word nie, dis iets wat gesê word van hoe God is. Hy is net wie hy is. En eintlik sê hy in daai naam vir Moses, ek is jou God. En ek sal altyd jou God wees. En ek sal vir julle as volk 'n God wees. En wat het julle ook al nodig, ek is dit. Ek is altyd wat ek is. En ek sal wees wat ek sal wees. Ek gaan saam met julle trek. Ek is teenwoordig. Daai naam het soveel betekenis. So en dit word ook mettertyd in Israel se storie dan al hoe meer duidelik wat die volle impak van daardie naam alles inhou. Van God wat vir hulle 'n God is.
wat altyd is wat hulle nodig het. Nou op die ouend stuur God dan ook vir Aaron om saam met Moses te gaan, want Moses voel nog altyd, hy kan nie goed praat nie, hy is nie geskik vir die taak nie. En dis baie kenmerkend van roeping, wanneer God iemand roep vir 'n spesifieke taak, wat baie dikwels gebeur. Want ons algemene roeping is altyd om vir God oral te verteenwoordig. Maar dit gebeur dikwels dat God mense roep vir 'n spesifieke taak, om 'n spesifieke ding te gaan doen. Maar God gee ook altyd die toerusting vir daai taak. Hy roep niemand sonder om daai persoon ook toe te rus nie. So hy voorsien vir Moses, maar hy gee hier ook vir hom, nog selfs sy broer, om saam met hom te gaan. En dit gebeur baie keer, as ons geroep word, ek en jy ook, dat ons nie opgewasse voel nie. Dat ons dalk voel, maar ek sal dit nooit kan doen nie, ek sal dit nie kan baas raak nie. En ons sal nog in ander roepingsverhale ook sien. Daar's een ding wat God altyd wil hê jy moet weet as hy jou roep. En dit is, ek stuur jou. Ek sal by jou wees. Moenie bang wees nie. Dit kom altyd na vore. Dit gaan nie daaroor dat jy die een is wat nou die vermoëns het vir hierdie taak nie. Dit gaan daaroor dat die een wat jou stuur, die vermoë het om jou toe te rus, om vir jou krag te gee, om jou te gebruik in daardie situasie. En daarom is al wat jy moet weet, is wie stuur my? Dis die lewende God. Dis die bron van alles. Dis die groot ek is wat my stuur. En daarom gaan Moses op die ouend, saam met Aaron, dan ken ons die verhaal, hoe God op die ouend deur die pla vir Farao onder die indruk bring van, dis die lewende God wat hier aan die werk is, dis nie net toorkuns nie. En dit uitloop op die laaste aand, waar die Farao weer sy hart verhard het. En die volk dan moet gereed maak om te trek, want dan sê die Here vir Moses, nou dis die finale een, en nou moet julle gereed maak, en ek gaan al die eersgeborenes in Egipte laat sterf. En vir julle om veilig te wees in hierdie situasie, moet julle elke gehuisgesin 'n lammetjie slag, en die bloed aan die deurkosyne smeer, en dan as die doodsengel verbykom, sal hy weet, dit is my volk, dis my kinders se huis, en sal hy verbygaan. Dit is maar net weer simboliek, want hoekom sou die doodsengel nou nie weet wie's Jode en wie's Egiptenare nie? Maar daar's baie simboliek hierin opgesluit, in die beskerming wat dan daar is deur die bloed van die lammetjie, wat ook vooruitwys, altyd profeties vooruitwys, want Christus is altyd ook teenwoordig in die Ou Testament, op baie verskuilde maniere. En hulle maak dan gereed, hulle word verlos, en hulle trek uit. Nou wil ek sommer dadelik weer spring na die Nuwe Testament toe, net om te wys hoe hierdie lyne deurloop. Ons weet nou al van Johannes wat vir Jesus aangedui het as die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En dan weet ons ook hoe die Jode dan na hierdie uittog uit Egipte, na hierdie bevryding, elke jaar die Pasgafees gevier het, waar hulle gereeld 'n lammetjie gaan haal het. 4 dae voor die Pasga het hulle 'n onbevlekte lammetjie, moes dit wees, een sonder gebrek, gaan soek om te slag tydens die Pasga. En saam met 'n klompie ander kos en goed geëet. En dan wat kenmerkend is dat Jesus ook so 4-5 dae voor die Paasfees kom by Jerusalem binne. Die onbevlekte lam van God. Vir die Paasfees, hulle weet dit nog nie, maar dan daardie Paasfees, daai Pasga, is nie 'n gewone Pasga nie. Want in daai naweek, as die priesters die lammetjie slag, dieselfde Vrydag aand, word die lam van God aan die kruis vasgespijker. En kom bewerk hy versoening vir die totale mensdom. Nou hierdie is 'n groot misterie wat ek dink nie ek kan dit heeltemal verstaan nie, ek weet nie of enige iemand dit kan verstaan nie. Ons weet net, die Bybel sê vir ons, dis die manier waarop God vir ons versoening bewerk het. En daarby wil ek my berus. Daar's baie debatte vandag daaroor. En party mense sal sê, maar dit is 'n wrede vader wat sal eis dat sy seun moet sterf om 'n prys te betaal om sy wraksigtigheid te bevredig. Maar dit is glad nie waaroor dit hier gaan nie.
Dit gaan hier oor 'n liefdevolle Vader wat versoening bewerk vir sy kinders. En Jesus wat nie 'n willose slagoffer is van 'n bose Vader nie, maar Jesus wat self sê, niemand neem my lewe van my af nie. Ek lê dit uit my eie af. Ek lê dit af uit liefde. Dit is vir Jesus self ook, want God is een, Vader, Seun en Gees is een. Hulle het saam besluit, dit is die manier waarop hulle 'n einde wil bring aan 'n ou stelsel, waar daar voortdurende offers gebring moet word, en dit afhandel, en laat mense kan weet, daar is 'n finale offer gebring. Dis nou klaar, offers is nie meer nodig nie. Vergifnis is moontlik, versoening is bewerk, die pad na God toe is oop, sodat ons nou weer kan leef as kinders van God, en God vir ons 'n God kan wees. En ons het toegang tot God deur die versoening wat hy bewerk het. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.